Nou ja, dit is natuurlik donderdag aan. So goeienaand Mike, dankie dat jy vanaand weer hier by ons is. Ons leef in 'n tyd waar kunsmatige intelligensie vinnig ontwikkel en al hoe meer deel van ons daaglikse lewens word. Die groot vraag wat mense vra, kan ons hierdie tegnologie vertrou? Kom ons gesels oor die nuutste ontwikkelings en die implikasie daarvan. Mike, jy's aan die woord. Thanks man, dankie julle almal, dankie Minks, ek is bly dit gaan goed, en ek is bly jy het begin oefen, al die luisteraars sê, Minks het begin oefen, maar ons soek 'n videoetjie, want jou dogter vra om so 'n klein videoetjie te neem, want ons kyk, hoe spring jy daar rond? Nee, ek sal vir julle 'n foto van ek en Daisy neem. Daisy het saam met my gaan die parkrun doen. Ek gaan vir julle 'n foto stuur. Ja, so 'n klein videoetjie, een van daai giffies. Kyk ons hoe lyk julle. Ja, hoorie, vanaand is seker een van die belangrikste onderwerpe, omrede AI. Sê vir my, het julle enige vrae gekry omtrent dit? Ons het 'n paar gekry wat sê, wie dra die verantwoordelikheid as 'n AI-stelsel 'n fout maak wat mense benadeel? Jyself, want jy het die inligting van hom gevra, en jy het daai inligting gebruik, en as dit nie uitgewerk het nie, of dit was nie reg nie, of dit was nadelig of skadelik, dan bly jy nog steeds die outeer, want jy is die mens. So kom ons noem sommer nou van die begin af vir julle ding. Hierdie is gereedskap. Maar jy kan hom hanteer soos 'n mens. Jy kan met hom redeneer. So die eerste ding wat ek vir almal wil sê is, moenie bang wees vir ChatGPT en Gemini en Microsoft Copilot en Grok en DeepSeek. Die meeste wat gebruik word oor die 800 miljoen selle is GPT. Nou, Anthony Basha, wat julle almal goed ken, is volgens my die beste cybercrime expert in Suid-Afrika, en hy is ons hoof ook van my cybercrime eenhede, en hy het al klaar vir ons 'n fantastiese projek opgetrek, op part 1, wat so goed lees, dit gaan julle so ingelaat nalaat, en ek gaan probeer om net in Afrikaans kortliks 'n paar van die goed te noem, maar daai projek sal seker môre of maandag uitgaan. En as ek nou, na jy jou Bybel gelees het in die aand, en jy jou verhouding met die Here reghou, as daar nou een ding is wat jy daarna moet lees, is dit hierdie projek as hy uitgaan. Maar die eerste ding wat ek wil sê, is voor jy alweer wil inchip niks. Ek het nooit gepraat nie, jy is aanhoudend op my kus. So, wat ek wil sê is, jy kan met ChatGPT praat. Jy kan met hom argumenteer. Jy kan vir hom vra as jy seker. Jy kan vir hom inligting na toe verwys en vir hom sê, gaan check en maak seker, want ek het ander inligting. Jy kan hom toets en dan vir hom jou eie navorsing doen en dan weer met hom praat en sê vir my, hoorie, jy het nou dit en dit gesê vir my, maar ek het nog dit en dit en dit opgetel wat jy nie vir my genoem het nie. En ChatGPT het nie emosies nie. Hy gaan nie sorry, en dan trane uitbreek en hom bekak of vir jou sê fuck jou of fuck off nie. Hy gaan nie. Hy gaan eenvoudig met jou kommunikeer en sê, I'm sorry. Wat nou interessant is, hy het nou hier 'n hele chat aangeknoop, wat ek nou nie wil oorlees nie, maar hy het hom byvoorbeeld gevra, ChatGPT was asked if he could ever be wrong, and to say, yes, I can definitely be wrong, and here is why, toe gee hy kom redes. So jy moet nie bang wees om met ChatGPT te praat. Praat met hom, redeneer met hom, praat die ding uit en kyk, sien hom as onemosionele, goeie kommunikeerder. Hy is maar gereedskap en hy is 'n tool wat jy kan gebruik om inligting in te win en seker goed vir jou maklik te maak. Sorry, Minks, jy wou iets gesê. Ja, die nuwe tendens met ChatGPT, ek moet nou so, dat ek nie 'n tongknoper kry hier nie, is nou hierdie caricatures wat hulle nou, die karikature wat hulle nou skep, deesdae, maar nou nog ietsie wat baie, baie interessant is, gaan na
GTP toe en vra hy moet jou roast. My word, ek het sommer maar net vir die interim het ek om gaan sê, hy moet my roast. Toe sê ek vir my, jy seker, kan jy nie iets beter doen nie, en hy het my verder geroast, jy kan dit nie glo nie, hy sê, ek is 'n girl, wat die kamera altyd aan die kant wil hê, met my vet gesig. Toe sê ek sê vir hom, waar kom jy daaraan, hoe kan jy my so beledig? Hy sê, wil jy ek met jou verder beledig, sê hy. Jy sien, dit kan nog verbeter ook, al hierdie platforms gaan verbeter, hoe meer hulle inligting inwin, en hoe meer hulle versterk gaan word in hulle vermoë. Onthou, hierdie tipe van goed raak net beter en beter en beter. Ek weet nie of julle onlangs gesien het, wat kan jy alles al met AI doen met videoetjies nie. Ja, baie. Ons het 'n ou wat baie goed is, hy het homself gepresenteer, lewende lywe, dis presies hy, kom ons noem hom Piet, want ek wil nie sy naam noem nie, maar die videoetjies gaan nog uitkom. Nou staan Piet daar, dit is absoluut Piet, in 'n mooi agtergrond, wat 'n genuine agtergrond is, niks is geskep nie, dit is die ware Piet daai. En dan ingefaseer is Donald Trump wat hom sy hand op sy skouer sit en sê, hierdie ou het my baie geleer in Engels. This Piet has learned me a lot. I've learned a lot from him. Sure. Sê Donald Trump vir Piet. En as jy dit kyk, kan jy nie die infusion sien en hoe hulle dit gedoen het nie, hoe so goed is dit gedoen. Maar nou wil ek vir julle sê, met al die videoetjies wat 'n ou kry, daai mannetjie leeu wat besig is om op 'n laptop met daai nice song na 'n ander wyfie leeu te kyk, en die ander wyfie leeu kom aangestap en sien hy is besig om skelm op die laptop na 'n ander wyfie leeu te kyk, en hy kap hy laptop so vinnig toe, en die wyfie leeu kyk hom so en gee hom so 'n vet hou teenoor die kop. Dit is skreeu snaaks en dit is so reël. En dit het 'n verskriklike effek op die mens, en julle almal daar buite het 'n verantwoordelikheid, veral om vir julle kinders te laat weet dat dit is nie waar nie. Dit is generated, dit is gemaak. So die tweede ding wat ek wil noem is, eerstens het ek gesê, moenie ChatGPT, GPT en enige van hierdie platforms andersins as gebruik as gereedskap. En moet ook nie skaam wees om jou sê te sê nie, en moet hom of wat die ouer dit ook al wil noem, weerhoudend wees en dink jy kan hom teleurstel en hy gaan in trane uitbreek of jy gaan hom vasvra of hy gaan sy moorstrip en net eenvoudig uitlok. It's not that. Jy kan hier absoluut 'n redenasie aanknoop en die ding in totality deurbring, en hy kan nuwe inligting inneem. Hy kan, as jy vir hom sê, you want a deeper search. Jy weet byvoorbeeld, as jy, net om nog steeds op baie onderwerp, voordat ons by die kinders kom, as jy 'n baie ernstige onderwerp het, en jy weet vir 'n feit dat die inligting wat jy gekry het van ChatGPT is nie volledig nie, dan kan jy vir daai inligting by hom uitkry. Daar's 'n spesiale manier dat dit op die stelsels kom, dat dit beskikbaar is. En dit sê net weer eens dat die masjien kan net werk met wat daar op die platforms digitaal en elektronies beskikbaar is. Hy kan nie byvoorbeeld 'n privaat dokument wat tussen twee mense geteken is en nog nie op platforms op stelsels is, antisipeer of optel nie. Hy kan ook nie antisipeer nie. Hy kan net werk met inligting wat hy het. Nou, vir julle wat penne het by julle, maar jy kan dit later net vir hulle sê. Daar's 'n nuwe fliek uit, 2026 fliek. Ek sal vir jou die link stuur, Minks. Die fliek se naam is Mercy. Ja, Mercy. Ja, Mercy. Ek skryf neer. Ja, dis 'n fliek wat dis nie baie goed nie, daar's foute. Want my magtig, 90 minute doen al die polismanne alles. It's just, of kyk by die foute verby, kyk na die AI wat daar operate. En net vinnig, die
AI is die bepalende faktor of hierdie ou om die lewe gebring gaan word en nie die doodstraf gaan kry. Kyk, die fliek is 'n uur en 'n half lank. Die AI en die polisman wat daar in die stoel sit, wat homself, hy kry die kans om met die AI sy onskuld te toon. En hy val die AI uit. Die AI nie alles weet nie, maar hy lei die AI na verdere inligting. Dit is 'n fenominale fliek. Is dit nie die fliek waar hy sy vrou komstig vermoor het en hy moet nou self defend? Ja, hy speel tans nou op die platform, so ek het hom gesien, maar ek het hom nog nie gesien nie, ek het gesien hy is daar, maar nog nie na hom gekyk nie. Wel, dis 'n strafdop mens, want jy's supposed to be, jy het geweet ons van hierdie chat, jy's supposed to be om hy 3 keer te gekyk het en voorbereid te gewees het. Ek sal 2 koppies koffie nou moet doen. Ja, ons sal weer oor dit praat, en miskien uitbeheerder, dan kan julle oor die fliek praat, maar dis die moeite werd om dit te kyk. Maar tweede ding wat ek wil noem wat belangrik is, julle moet julle kinders voorberei dat hulle weet wat is AI, hoor, want die kinders gebruik al hierdie platforms nou. Maar op skool maak hulle take hier uit. Ja, ek wil nou net sê. Ons gebruik dit in al ons ondersoeke. Ja. SARS gebruik dit, die regering gebruik dit. Daar's niemand wat dit nie kan gebruik nie. En dit is 'n wonderlike tool met as hy definitiewe inligting wat beskikbaar is vir jou kan identifiseer. Kom ons doen 'n simpel voorbeeld. By in die banke. As die bank wil weet hoeveel keer het jy waar wat betaal, dan druk hulle een knoppie, dan sit daar. Dis net 'n verbeterde, baie meer verbeterde search and identifying tool as die vorige komputerstelsels, wat al klaar so goed was. En hy kan baie vinniger en beter en effektiewer vir jou inligting gee in ondersoeke ook en enige en alle inligting wat jy so lank 'n grondslag voor nodig het. Maar die kinders julle moet asseblief julle kinders betyds waarsku dat alles wat deesdae, want die goed wat geplaas word is astronomies en die videoetjies en die inligting, moet julle altyd vir julle kinders sê, my kindertjies, luister mooi, wat julle ook al sien of daar kry, kom vra maar net eers vir ma en pa of dit werklik waar so is, en as ons nie weet nie, sal ons vir 'n mic bel. Maar moenie net eenvoudig val vir al die goed wat daar is, as dit hulle kan beïnvloed in hulle skoolwerk of in hulle keuses nie, hoor? Want onthou nou net, waarop rely die hele wêreld as hy iets wil verkoop? Op mooi foto's, video's, handsome mans, vrouens soos jy, wat praat en vakansies en parfums en haarmiddels en allerhande goed verkoop, is hulle kies mooi mense, hulle kies 'n goeie stem, hulle kies die regte musiek, hulle kies die regte agtergrond, en dan verkoop hulle die mooiste vakansies, die mooiste travel arrangements, die heerlikste en beste kosse, en enigiets wat jy aan kan dink, word mos tog nie net ou wat opkom en sê, ja, hoorie, as jy wiskundeboeke het nodig, dan koop jy die ene nie. Jy gaan selfs die ding wat die broodnodigste wat jy nie wil studeer nie, en wat jy nie wil hê, en jy gaan jy op die mooiste manier adverteer om hom verkoop te kry. En dieselfde met die ding wat jy die graagste wil doen, soos 'n vakansie, en of 'n polis, of waar moet jy bank? En daar's niks wat nie gesentreer is op die oog, die oor, en natuurlik ook smaak. Ek weet nie of julle nog onthou nie, dit gebeur nou nog, as jy in 'n supermark of by 'n mall of somewhere kom, kry jy partykeer waar jy ook kan instap, so iemand wat daar met so 'n trollietjie staan, wat vir jou so 'n klein snippet gee van 'n worsie of 'n vleisie. Jy sal nie glo hoeveel van daai bietjie tasters beïnvloed jou om, nee, nou gaan ek hierdie naweek bietjie steak maak. Ek koop nou 'n worsie en 'n steakie en. Mense word dit is om jou sintuie in te neem deur visueel, deur jou oor, die meeste visueel in jou oor, maar ook deur jou smaak en jou neus, jou ruik, parfum. Ek meen as jy by 'n parfumplek verbykom, dan is daar testers. So dis hoe mense die goed koop.
weens dit. En nou AI gaan dit net baie meer enhance. En almal van die mensdom wat met AI deur mekaar gaan dit in ieder geval tot hulle eie voordeel gebruik. Kom ons noem nou gevaarlike goed selfs, so dating sites en verhoudingsplatforms wat ek teen is en wat ek almal hoor waarsku. Maar daai girl wat jy daar aan die ander kant gaan sien of daai ou wat jy aan die ander kant gaan sien is nie noodwendig daai persoon nie. It could be AI generated, changed. Jy kan deesdae enige foto vat en hom verander soos jy hom wil hê. Jy kan jou foto vat en jy kan hom verander hom soos jy wil hê. Ek kan my kop op 'n ander lyf sit. Ek kan my kleur verander. Ek kan alles doen met my as persoon. En so ook die ander persoon en so ook die ander entiteite met wie ons te doen gaan hê. En die kinders moet dit weet en hulle moet dit verstaan. En hulle gaan eintlik vinniger leer as ons almal, want vir die ou mense is hierdie nog, jy weet, die ou mense, ou ooms sal nog vir jou sê, maar wat jy nou net hierdie leeu, kyk hy nou al 'n laptop, weet jy net, die diereryk het ook al geval, hulle is nou ook in sonde, en wat jy so, hulle lees nou 'n laptop, hoe is dit moontlik, mama? But it happens, die ou mense val vir hierdie goed. Tog. As jy kyk na die sweetheart scams wat ons kry, dit is astronomies. Maar anyway, die derde ding wat ek wil noem is dat op 'n baie ernstige noot, jy kan, waar jy ook al AI gebruik, moet dit nie as die ultimate sien nie. Ja. Dit bly 'n masjien. En jy moet nog steeds, jy moet hom sien soos 'n kar. Jy moet hom nog steeds ry. Die kar kan alles doen. Hy kan reverse, links, regs, indicators, ligte aan, musiek vir jou speel, jy kan selfs in hom slaap, jy kan alles doen met die kar, it can give you that, maar jy moet hom nog steeds ry. Ja. So moenie dit sien as die ultimate nie. So vir julle wat nou vanaand na ons klaar geluister het, dan kan julle op AI ingaan en vir ChatGPT en hierdie platforms vra. Geef vir my al die slegte punte oor minks. As jy sien wat doen AI. En dit is nie noodwendig waar nie. En dan daarna kan jy sê, gee vir my al die goeie punte oor minks. En dan kan jy nou maar met AI stry. En sê, hey, maar dit is nou nie waar nie. So jy moet nou een ding onthou, né? Nou gaan mense hulle mekaar begin opcheck op AI. Sure. Ek like hierdie ou by die werk, of ek wil meer inligting oor hierdie baas hê, of miskien sê ek nou hierdie ding waar ek mense wakker maak, but that's what they're gonna do. Sure. So, jy weet, as jy jou vir AI vra, what is the present state of our country, gaan AI nie ophou praat, jy gaan vir hom sê, hou nou net op, I've heard enough. As jy verstaan wat ek meen. Ja. Die beskikbare inligting wat daar is wat AI gaan sê. En nou moet jy versigtig wees, want partykeer op baie platforms is daar skinder en kakpraat. So dan, en ons weet dit, is die grootste sport in die land. Nou het jy geskinder en 'n kakpraatery oor mens op ander plekke, of iemand het dit gesê oor ou Bucks wat altyd saam met ons agterna reageer, of die of daai wat ook al. En die goed is daar uit in die ope, en dit word nou daar beskikbaar gestel vir 'n ander ou wat vra oor daai ou of oor daai vrou of daai instansie of daai of die ander. Jy moet verstaan. So negatiewe inligting gaan jy kry. En negatiewe inligting van AI aan jou voorlê. Want AI kry nie skaam nie. Hy gaan nie vir jou sê, ag sorry, hoorie, weet jy wat nou. Ek wil dit nou eintlik nie vir jou sê nie, maar hierdie mense sê dit. AI just sê wat daar geplaas is. It's unemotional. Hy kan vir jou sê, jammer, hy is verkeerd, maar dis hoe hy geprogrammeer is. Maar hy is nie emosioneel nie. So hy presenteer net 'n ding en hy wag vir die volgende reaksie en redenasie. Dit is 'n bietjie moeilik om hierdie goed te begryp, want jy sit hierso met 'n tool in jou hand, wat jy nou soos 'n mens moet hanteer, wat heel moontlik vir jou halwe waarhede, onwaarhede en waarhede gaan gee. So jy het 'n sif nodig. Jy kan net nie AI sien as God nie. Jy kan hom ook nie sien as the most knowledgeable. Jy kan hom ook nie sien as die ultimate nie. Jy kan hom ook nie sien as die enigste nie. En jy kan hom ook nie sien as onvoorwaardelike
waarlik die waarheid en alles die waarheid en die waarheid alleen nie. Jy kan nie. Hy is tainted, hy het 'n geringe vermoë, of hy het 'n vermeerderde vermoë afhangende van inligting wat hy het. En jy moet, en dit is kyk hoe ver trek ons kan ons oopmaak vir vrae, jy moet alles verifieer, want op die einde van die dag, jy moet die kar ry. Ja. Jy kan nie net op daai inligting vertrou nie. Jy moet verdere ondersoeke gaan doen, en jy kan, en jy het die vermoë om meer en korrekte en meer volledige inligting dan in te win en dan weer terug te lees in AI, sodat indien iemand anderste dit wou opsoek, dat hy ook daai inligting kan hê. Kom ons hoor wie vra wat. Ja, hier het ek 'n paar vrae, maar Mike, hoe meer 'n mens goed in ChatGPT of enige ander vorm van AI insit, hoe meer groei hierdie, ek sal sê, hierdie intelligensie, want weet jy wat, ek moet nou eers 'n grappie sê, want ek het nou die dag vir iemand gesê, hulle sê, nou waarvoor staan AI, wat is AI in Afrikaans, en in plaas van kunsmatige intelligensie sê ek kunsmatige inseminasie. Dis wat, ek kan nie hoor nie. Kunsmatige inseminasie. Ja, nee, daai enetjie gaan nie, maar hy gaan nie vergeet word nie, dis 'n cute een, dis baie smart. Maar, jy weet, mens, AI is ook nie stupid nie, hy is super intelligent. Jy kan nie vir hom sê, dat, sê nou maar, jy vra hom iets, en jy weet vir 'n feit is feitelik so. Jy moet hom stry en vir hom sê, dit is nie so nie, jy draai iets anders te voor of inbring, jy gaan hom nie daar kan oortuig nie. If something is factually so, is factually so. Soos 1 + 1. Jy kan nie vir hom gaan sê, dis 11 nie. It's not gonna work, hy gaan vir jou sê 2. So al stry jy al sê jy vir hom, luister, kyk man, sit die een langs die ander een, dan het jy 11. Dan gaan hy vir jou reguit sê, luister man, jy moet wakker. Daar skeer biksom vir my. 1 + 1 is 2. Ja, so die bottom line is, moenie AI onderskat nie. En, maar die groot ding wat ek vir julle wil sê is, redeneer, kommunikeer, identifiseer, evalueer, verifieer, kry the context, the full picture, the totality. Jy kan nie net op 'n antwoord rely nie. Jy het almal se inligting nodig, van alle partye af, en dan maak jy 'n ingeligte besluit. As jy net, hoor nou wat ek vandag vir jou sê, net gaan rely op AI van nou af, as the God of all, the answer to all, sê ek nou vir jou, gaan jy groot probleme optel. Ek sien, Lees hierdie projek, ons gaan nou hoor wie vra nog iets, hierdie projek gaan uit, mens, julle kry hom, en julle kan maar uitkwyt vir hom, sy naam is Cyber Project, a warning about AI usage for the purposes of research, part 1. Ons sal hom post vir ons. Ja, hy het hom opgetrek, en ek dink ons gaan hom maandag uitstuur. Is daar nog enige vrae of stellings of... Ek het nie so 'n paar vrae, ek wil net hallo sê, en Ben Smit het ook by ons aangesluit, en Stoutgat Biks wil hom skeer vir my grappie wat ek nou gesê het. En hulle almal sê, hulle almal het comments op AI, maar ek het spesifieke vrae gekry oor AI. A mens versus the machine. Hoe balanseer 'n ondersoeker die gebruik van AI met menslike intuïsie en ervaring? Ek dink daai ding sal Ivy vir ons net so kan vertel. Ja nee, hy kan, maar ek in 'n kort sin kan vir jou sê, vir ons as spesialistondersoekers is hierdie net nog gereedskap, forensiese gereedskap. So kom ek noem dit so. Jy kom op 'n toneel, is 'n moordtoneel. Daar lê 'n lijk, daar lê 'n selfoon, daar lê 'n klomp dokumente, daar staan 2 getuies en daar CCTV footage en daar is miskien iets anders in die vertrek, soos 'n wapen of ander paraphernalia wat te doen het met die moord. Alles is forensiese inligting. Alles is getuiewaarde tot die saak. Alles dui tot die moord. Alles is belangrik om te gebruik vir die moord.
dis wanneer jy nou die selfoon gaan begin ontleed, waar jy AI kan gebruik as 'n tool, en dan as jy alles inlees in jou ondersoek, kan jy vir AI 'n reconstruction vra. En dan kan hy vir jou possibles gee. So AI is 'n tool wat dan kyk na die moord en alle soortgelyke moorde in die wêreld. En dan kan hy vir jou sê in sy slim brein, en dit is wat hy kan doen. En ons moet AI respekteer vir dit wat hy kan doen. Want jy sê hy praat al klaar met hom as hy leef. Maar anyway, ek draai dit net maklik vir julle maak dat alles wat hy dan bymekaar gesit het, uit dit wat hy ontvang het uit die wêreld uit oor so 'n moordsaak wat similar or equal is, kan hy dan vir jou 'n rekonstruksie gee. Hy kan self vir jou sê what was done and what should be done. So nou 'n ander interessante ding wat ons besig is om te doen. Ons is besig om ons elke ou in spesialis eenheid kan sy eie AI stelsel ontwikkel sodat dit hom kan help in sy ondersoeke. En dan kan hy nog gelink wees met die bestaande AI stelsels wat dan ook kan help wat wêreldwyd is. Maar ons wat baie van hierdie sake doen, bou ons eie AI, wat dan, want jy kan tog vir jouself dink. Ons kan nie elke moord onthou in detail nie, maar AI kan. So ons lees ons lers en ons lees ons inligting. Wie gaan dit ons baie help met hierdie sextortion en extortion en extreme extortion, met hierdie verskriklike honderde, as nie duisende selfoonnommers wat ons het van knockers en scammers. Julle weet hoeveel knocks en scams ondersoek ons. Ek meen dit is astronomiese bedrae, astronomiese klomp nommers, vals name, gesteelde identiteite en verskriklike en aanhoudende plasings van gruwelikste seksuele misdrywe en video's en foto's. Wat dan as ons 'n sextortion saak kry, as jy hom inlees, kan hy vir ons wys dat daai foto's was al by daai daar in die wêreld en gebruik, en dis waar die foto originated van die eerste keer. Dis wat AI kan doen. Sure. Nou sit ons 'n nommer in, dan kan hy vir ons sê dat hierdie nommer is nou al so lank al besig, maar hy is nou geblok en gevries, en die nuwe nommers wat hierdie partye nou wys 'n link dat daar's nuwe nommers wat hulle nou gaan gebruik, dan kan hy 'n klomp nommers uitspoeg. So AI met dit wat op die stelsels wêreldwyd en oral beskikbaar is, kan vir jou in oomblikke identifiseer alles wat dan betrokke is in hierdie saak wat kan help tot hierdie verdere ondersoek. Is daar nog enige vrae? Ja, Ash vra, dink jy Suid-Afrika het genoeg wetgewing om AI se gebruik te reguleer? Jy kan dit nie eintlik kan reguleer nie, hoor. AI is beskikbaar for anybody. Ek meen die 3-jarige kan met ChatGPT praat, of met enige van hierdie platforms. AI is daar. AI het 'n self-regulasiesisteem. Hy is nie daar om te benadeel nie, hy gee inligting. Hy is nie daar om enigstens iets anders te doen as terug te kommunikeer nie. Hy gaan op net sy eie praat nie. Jy gaan nie in die bed lê en dan volgende ewe skielik hoor jy, hallo Minks, ek het jou bietjie gemis, hê my nou 'n bietjie met my ou skat. So he's not gonna do that. Ja. AI is dormant, hy is daar. Jy moet hom aktiveer. En hy operate op his own rules and regulations. So hy gaan gebruik word deur al die staatsinstansies en is al van hulle, veral SARS. En hulle gebruik dit as gereedskap. Presies alles wat ek hier sê pas daai entiteite toe om AI te gebruik. Maar hulle ook weet dat AI het net sekere inligting. Sal verder moet ondersoek en meer moet kry. Want kom ons kyk nou, as jy nou 'n finansiële ondersoek doen. AI gaan ons nou nie cash optel nie. Jy moet nou gaan in die huis gaan ry en die geld onder die matras gaan uithaal. Dis wat jy moet doen. Of jy moet na die swembadpomp toe gaan en daar in 'n plastiek sakkie die sakkie diamante gaan haal. Of jy moet nou gaan en die karre wat skelm verkry is op een of ander plek weggesteek is daar gaan haal. En ek kan aangaan. Jy moet onthou, AI kan nie sien wat die boewe fisies doen nie. AI kan net optel wat
gedoen word wat beskikbaar is op digitaal en elektroniese platforms. Maar die voordeel is van AI, en boewe het banke nodig. Die meeste boewe het banke nodig, behalwe die wat nou die extortions doen op cash ensovoort. Maar as jy kyk na al die sextortion, extortion, extreme extortions, en al die cybercrime sake, gebruik jy as bankrekeninge. So AI kan daai goed optel. Hierdie is 'n verskriklike groot onderwerp, maar ons moet net eers oor die bruggie kom, dat ons verstaan, dat AI is nie God nie, hy is nie die ultimate nie, hy is 'n masjien wat net gee op die inligting wat hy bekom het wat beskikbaar is, that's it. En jy sal verdere ondersoek moet doen en meer inligting moet kry en behoorlik moet verifieer en dan teruggaan na hom toe. En dat daai inligting op 'n manier by hom weer uitkom en dan vir hom 'n tweede opinie vra. En baie keer 'n derde en 'n vierde, totdat hy die algehele inligting wat jy het hy, dan kan hy vir jou scenario's en antwoorde gee. That's where it's good. En dis wat ons doen, soos in die moordgeval. Ons sit alles in, alles wat ons het in, en dan vra ons vir hom, wat se prognose, voorstel, suggestions, en het hy. En dan gee hy vir ons reconstruction, uiteensitting en voorstelle, en antwoorde. Jy kan hom vra dan in antwoorde. Nou, vir die normale mense is die moord mos nou nie die ding nie, maar dit kan in besigheid wees, dit kan in as jy 'n polis wil koop, ja, dit kan wees as waar moet jy bank, as jy toets bietjie vanaand, vra vir AI in sy opinie, wat is die beste bank? Vra vir hom, jy kan hom enigiets vra, ek hoef mos nou nie aanhoudende voorbeelde te noem nie, just talk to the man, hear what he says. Ja, sê, vra hy met jou roast. Ja, vra vir hom hoor jy so niks, wat kan ek en my vrou doen wat ons lewe bietjie meer spicy maak, soiets. Bik sal dit like, hy sê reeds hierso, ek beding is myself as AI skielik met my moet praat in die middel van die nag. As die volgende se vraag, uit actually 2 hierso, hy sê, die publieke persepsie, hoe kan gewone mense leer om AI te gebruik, sonder om bang te wees dat dit teen hulle gebruik gaan word? Ek sal sê versigtig. Ja, maar dit kan nie teen jou gebruik word nie, tensy jy dit uitvoer. Ja. As jy vir ChatGPT gaan vra hoe om 'n bank te roof, dan kyk bietjie wat antwoord hy. Maar as jy dan daarop gaan reageer, gestel, ek het nog niks van hierdie toetse gedoen nie, want IBL doen al hierdie toetse, en ons draai net konsentreer tot die voordeel van die publiek. Alles wat ons hier doen, al is dit nou 'n bietjie snaaks hier en daar, is net vir een doel, om julle ingelig na te laat, julle kinders, julle die regte besluite neem, en net besef, dat AI is 'n gereedskap, jy ry die kar. Maar gestel jy word gevang, en jy probeer jou onskuld bewys, jy het eintlik nie die bank geroof. Nou kom die cybercrime eenheid ons, en ons trek al jou equipment, en ons kyk op al jou equipment, nou sien ons, jy het vir ChatGPT gevra om 'n bank te roof, wat dan? Ons sien ons in gevolg. So ja, as jy uitvoer wat ChatGPT jou inligting voorgee, weet how to make a bomb, hoe om 'n terrorist te wees, hoe om 'n misdadiger te wees, hoe kan ek geld steel by mense, hoe kan ek mense knock and scam? Ons het dit al baie in dokumentêre gesien, van mense wat vooraf digitale en elektroniese inligting inwin, en dan daai inligting gebruik om misdaad te pleeg. Sure. So Mike, julle sal kan sien wanneer iemand AI gebruik het vir 'n misdaad. Ja. Sure. Ja. Dit onthou net een ding, ons het dit al voorheen gesê. There is no such thing as privacy. It's an illusion. En watter tipe misbruik van AI, laaste vraag, beskou jy as die grootste bedreiging vir die publiek? Jy meen misbruik? Ja, misbruik.
Ek kan nie eintlik sien hoe dit andersins, soos ek nou net verduidelik het, om misdaad te pleeg of Ja. jy weet, jy kan nou as jy nou sien jy is in groot kak en ouens wil jou bliksem, kan jy vir hom vra wat moet jy doen? Ja. En as jy ouens baie geld skuld, kan jy hom vra wat jy doen. So daar sal seker misbruik inkom en misbruik wees en dan jy weet as jy mense wil benadeel en wat en jy kan ander vorms van vals foto's uitstuur oor jou girlfriend, oor jou boyfriend, ons sien dit baie, daar is baie misbruik van die tegnologie, baie, ons sien dit baie, sextortion, extortion, extreme extortion, al daai goed dis verskriklik. So dit is al reeds daar en is nog altyd daar. Maar op die einde van die dag, dit is nog steeds jy wat dit doen, dis nie die masjien nie. So dit is nie ChatGPT wat môre in 'n swart soet met 'n swart hoed met 'n wit bandjie om die hoed soos die maffia met donker brille rondloop in die kakkant van nie, dis jy. Ja. So whatever you get from wherever, die uitvoerder is die verantwoordelike een. En natuurlik, jy is nog steeds die uitvoerder as jy daai inligting digitaal en elektronies uitstuur. So as jy nou byvoorbeeld in sextortion 'n kaal foto van jou vorige girl uitstuur en sê sy moet terugkom na jou toe en sy gaan jy hierdie vir die nuwe boyfriend hierdie foto stuur of video's of wat ook al, dan is dit mos afpersing, dit is mos afdreiging. Sure. Dan is dit jy die ou wat die kak aanvang of andersom as die vrou dit doen. En dit gebeur baie, veral in egskeidings en gebroke verhoudings dat die mense mekaar baie lelik afpers en dreig en intimideer. So die uitvoerder bly altyd die mens. Die digitale informasie en elektroniese informasie is die tool wat die mens gebruik om ander mense te benadeel. En dit is wat ek mee wil eindig. Die Here het vir ons hierdie ongelooflike tegnologie gegee deur ons verstande wat hy ons mee geskape het. But anything God creates or creates through us for good, Satan will use for evil. So dat ons afsluit en die Here vra dat hy ons sal seën met alle tegnologie en alles wat hy ons deur ons verstande vir ons gegee het, ons intellek, ons vermoëns, ons sintuie, ons persepsie, ons geheue, ons fantasie, alles wat ons kan sien, hoor, smaak en alles wat ons beleef en ervaar, dat ons dit alles doen tot eer en verheerliking van sy naam en ook tot voordeel van ons broer en suster in Christus en ons medemens. Ek bid vir julle en ek vra dat die Here julle daarmee sal seën en dankie mens. En sit maar julle fone af vanaand want ek het so spesmaas AI gaan jou in die aand bietjie wakker maak en sê ja, jy het lekker oor my gepraat en ek sit my weer. Mike, dit is fisieke drome gee en doodsbang daaraan. Mike, dit is duidelik dat AI enorme potensiaal het, maar ook groot vrae oor vertroue en verantwoordelikheid ooplaat. Jou insigte het ons gehelp om dit beter te verstaan hoe ons hierdie tegnologie kan gebruik sonder om ons veiligheid of waardes prys te gee. Baie dankie dat jy jou kennis en jou cyberkennis met ons gedeel het vanaand. Blessings vir jou ook, Mike. Dankie man. Ons sal volgende donderdag miskien aangaan, maar dan sal ek en Amy saam met jou praat. Ja, dit sal amazing wees. Ja, die mense kan al hulle vrae kry, dan kan ons volgende weer 'n bietjie meer ernstiger op die subject bring. Okay. Dit klink goed. Dit klink goed. Baie dankie en 'n lekker aand vir jou, Mike. Selfe man, bye. Dan sê bye-bye.